vir JJ. Ja. Kry jy mic daar asseblief? Pastoor Koen? Wynand, ekskuus. Ja, kry jy in die kanaal. Halleluja. Ek wil hê, ons het vanoggend 'n liedjie gesing. Jalen. Right, kom staan by daai kant. Van die tamboerijn, staan daai kant. Krijg maar 'n liedjie op die bord asseblief, To See the Sea Walker, The Blind Man Healer, asseblief. Ons gaan hom nou sing. En ons gaan hom nou sing met oorgawe. OK, swaar woorde, pastoor, Wynand. Ek wil jy sê mos jy like ons om te sing. So ek wil jy hoor sing. Right, my boeta, jy like ons dromme slaan, is ek reg? Ek wil daai dromme hoor. Maar jy moet my mooi watch. Want as ek vir jou wys, jy moet vir my so slaan, nee? Dan beteken dit jy moet vir my, as ek reg is, daai ene en daai ene gelyk slaan. Gelyk slaan. Ja. Maar ek wil hulle hoor. OK. Ons gaan begin spraak van die Heilige Gees. Speel normaalweg, watch my net, as ek jou gaan wys. Vat op my asseblief. Almal staan. Almal staan. En groei die woorde. hande gaan vat en beweeg nie. Uit na, nee.
daai liedjie die graf is leeg en die doeke lê? Ken jy hom? Het jy die woorde vir hom? Ja, ek ken die woorde. Is nie getik nie. Huh? Is nie getik nie. Is nie getik nie? Ken jy die woorde? Ok, klap man, daar sit my asseblief die groen man vir my bietjie harder daar so, Pastor JJ, en Pastor Wynand se man bietjie harder, hulle ken die woorde. Die graf is leeg en die doeke lê. Iedereen wat beteken dit, die graf is leeg en die doeke lê, want hulle is met Jesus en Jesus is nie meer daar nie. Hy is nie meer in die graf nie, want hy het opgestaan, man. Hy het opgestaan. Yes, hy het opgestaan, die geloof. Dis nie op die bord nie, ons gaan sing. Weet julle, ons het gedink ons gaan baie wees. Die disciples het ook gedink hulle gaan baie wees. Maar hulle het net 12 verkoos. Hulle het net 12 verkoos. Weet julle wat, as julle die salwing van die Here wil hê, dit is baie mooi wat ek vanaand vir julle sê. Luister wat hierdie man wat hier voor staan vanaand. As julle iets van die Here af wil hê vanaand, moet jy dit kom haal. Ek gaan dit nie vir jou gee nie. Al die pastore wat hier binnekant is, gaan dit nie vir jou gee nie, man. Die graf is leeg en die doeke lê. Wat het opgestaan? Amen. Dus hier sien jy ook in die braai my niere. Julle moes mekaar se hande gevat het en gehardloop het. Dis hoe jy gesond word, dis hoe jy 'n manifestasie maak. En wanneer jy 'n manifestasie maak en jy maak 'n aksie, is maar 'n reaksie, want dit is wanneer God intree. My wêreld, as jy 'n probleem het met jou linkerbeen, hy wil nie saamwerk nie. Hy wil nie saamwerk nie. Hy wil nie saamwerk nie. Kom uit 'n beweging en dan begin hy saam te werk. Die graf is leeg en die doeke lê, man. Ja, die hele wêreld soek na Jesus. Die hele wêreld soek na Jesus waar buitekant. En ek kry hom nie. Maar die graf is leeg. Waar is Jesus?
Hy's binne in jou, man. Halleluja. Jy is die tempel, jy is die kerk. Ek het ook net begin preek en ek is opgewonde, man. Kom aan. Maar by the way, ek het 3 jaar laas gepreek. So ek het baie in my. Draai wat gaan ons sing. Draai die geld. Steek er my. John was in the spirit. Upon the Lord's day. Oh, hier moet 'n mooi wakker word. Here maar ek het met al die woorde geskryf is. Yes, he does. John was in the spirit. Upon the Lord's day. Vandag is die Here se dag. John was in the spirit. Upon the Lord's day. Al leer jy nog. Herra master by Hendro Kuyendi. Hier het jy die diep water gegooi, maar hy draai jou deur. Hy draai jou deur. Nie worry nie. Daar's 'n mooi woord nee wat hulle sê Noma Kanjani. Dit beteken altyd jou leer. Ek sal jou vat, broer. Ek sal jou leer. Ek kan self nie my drome so drome te speel, maar ek het nie ritme nie. Ek kan nie eens aan die deur klop nie. Prys die Here. Klop hom weer so. Ja. Wat nog 'n liedjie? Eerstens jy 'n groot God lewe, as ek reg. Hy maak gesond, as ek reg. Right. Dis nog 'n liedjie. Die gooi na my net.
Wat is die ek soek nog 'n vinnige liedjie. Wat is die liedjie is daar? It's coming down, down, down. Oh, as jy nou wil hê, moet jy erop staan. It's coming down. Jy moet erop staan. Jy moet erop staan. As jy nie erop staan, jy moet erop staan. Staan op, staan op, staan op, staan op, staan op. It's coming down. The glory of the Lord is coming down. And the saints begin to pray. The Lord shall have his strength. And the glory of the Lord is coming down. Let's go! It's coming down. It's coming down. The glory of the Lord is coming down. And the saints begin to pray. The Lord shall have his strength. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down. Let's go! And the glory of the Lord is coming down. Prys die naam van die Here. Is dit nie lekker om voor die Here te kan sing en die juig en die jubel nie? Sê die woord van God nie dat dit 'n welgevallige offer is nie? Is dit nie? So ander woorde, as ons die Here se naam groot maak en al die lof en eer aan hom bring, wat gebeur dan? Juist die engele die jongs. Dankie pastoor. En wat gebeur nog? Hy kom af. Hy kom luister wat hier aangaan. Op Pinksterdag het die vuur op die dakke verskyn. En die mense het gewonder wat er daar gebeur. Yes, Toe die Heilige Gees toe alles plaasgevind in die straat van Azusa, was daar 'n geruis en daar was 'n gejubel en daar was 'n gesing. Daar was iets gebeur en die mense het gewonder en geluister. Ja. Die sessie buitekant stamp voete. Ek is die enigste wat die voorvoete stamp. Ek en hierdie broer. Hy moet sy dromme en ek my voete. Hulle maak geraas voor die Here. Regtig waar, ek praat met die mense hier en hulle wat hier so sit. Hulle maak geraas voor die Here. Maar ons kan niks maak nie. Hoekom nie? Ons het te gewoond geraak. Ons het te gewoond geraak. Dan moet so loop. My God werk nie so nie. Hy werk op sy manier. Hy werk op sy manier soos hy wil. Wanneer hy seën, wie gaan hom keer? Wie gaan hom keer? Ek gaan hom keer want ek wil geseën word. Ja. Ek wil geseën word. Wil julle geseën word? Right, ons wil die laaste maal. Weer daai liedjie stem to see Walker. Die keer vat julle mekaar se hande. Maak spasie daarso. Pastoor Jack. Maak spasie daar agter. Maak spasie. Skryf my storie rond daarso. Maar die mense kan beweeg. Jy moet hom beweeg. Ja, beweeg. Moenie net dat ek begin preek vir die wat om te staan nie. By water moet geroer word. Sodat jy kan klim en gezond kan word. Ja. Julle moet beweeg om gezond te word vandaag. Ja? Julle moet gezond word. O, die Here bewaar hier en elke wat behoor op hierdie stoel sit, op hierdie leesstoel sit behoor. Hulle gaan gezond word. Want ek praat ons met die dooies. Die Here gee my die krag en die mag en hy sê, ek leer jou dat jy meer doen as wat ek gedoen het my kind. Wat kan jy doen? Jy kan die engele die opdracht gee, Psalm 94 vers 11 sê het. Maar gaan die jou hier die engele die opdracht gee, dan gee die engele die opdracht. Beweeg dan, maak ek spasie doen, maak ek meer hoor. Maar die engele beweeg. Wat hulle beweeg, hulle kom op die skade. Ek gee hulle opdracht om ek te beweeg. Yes, man. Ons gaan nou maar kyk.
Hande klap daar. Baie dankie, Here. Prys die naam van die Here. Baie dankie, pastoor. Ekskuus, ek het maar gegaan soos die Heilige Gees my lei. Prys die naam van die Here. Dankie, ek gaan ons nou vat. Prys die Here, halleluja. Die bly net nou 'n bietjie harder sit asseblief. Nou almal wat nou geëet het, ek voel my jammer vir jou na die met die oefening in. So, omdat so 'n bietjie oorgewig is 'n bietjie moeg. Maar prys die Here, ek het oorwinning vanaand, man. Ek het oorwinning, man. Weet jy wat? Ek weet nie wat ek kan dit preek, hier so baie mense, die engele. Prys die Here. Hierdie engele, hulle beweeg nog in. Hulle beweeg in. 2. Prys die naam. Halleluja. Julle het dit nie verwag nie. Ag, dankie Here, dat die skip gevang. Dit het gegaan. Nou kan ek met die mens praat, en nou kan ek met die engele praat. Daar sê, nou kan ek met die verganklike praat, en die onverganklike. Wat ek het weer sê, nou kan ek met die verganklike praat, nou kan ek met die mens praat, en nou kan ek met die engele praat, nou kan ek met die verganklike praat, want jy gaan doodgaan, en nou kan ek met die onverganklike praat, want hulle kan nie doodgaan. Kom ons kyk of die mic nou werk. Kan ek dit amen, praise lief. Ok, nu hoor nie, ek is nie so kwaai nie hoor. Ek is nie so kwaai nie. Halleluja, ek is net opgewonde man. Ek is net opgewonde, ek is baie bly. Ek het die hele dag voorberei. Kom Here, draai alles om. Ek gaan nou oor 2 woorde praat. 2 woorde. Vanavond gaan ek dit weer hoor met my vrou. Het alles neergeskrywe. Maar jy het net gepraat oor 2 woorde. Sy. Ons maak by die Here vir ons sê, nee. 2 Griekse woorde. Kumi, zozo. Kumi, zozo. Kumi beteken staan op. Zozo beteken word gesond. Ek is bly die edeles, die VIP's van dit. Kumi, zozo. Staan op en word gesond. Staan op en word gesond. Hoekom dink julle het ek julle in beweging laat kom? Hoekom dink julle het julle in 'n sirkel beweeg? Eerstens, dit is 'n manifestasie wat ek gemaak het. Want die oomblik wanneer jy 'n manifestasie begin maak, en jy kom in roering en in beweging, en ek het dit aangehaal, die bad van Bethesda. Wanneer die water geroer word, wat het gebeur? Het die man self ingeklim? Die ander het? Het hom ingehelp? Nou hoeveel jaar? Nee, nie daai, die was 38 jaar het hy daar gelê. Exactly. Tot die Here by hom verbygegaan. Hoeveel pastore sit 38 jaar in 'n kerk en hulle is nog steeds dood? Sorry, ja, but I call a spade a spade. Ek sê hom net soos wat hy is. Wanneer die pad in beroering kom, en wanneer jy in beweging kom, en wanneer jy inklim en jy is bereid, dan vind 2 dinge plaas. Kom hier, staan op en word gesond. Staan op en word gezond. Gaan lees in Mattheus van die dogtertjie van Jairus. Die melaatse vrou. Het gaan eintlik oor die melaatse vrou, maar hulle besef nie die B-gedeelte van die dogtertjie van Jairus. Ja. Kom hier zo. Staan op en word gezond. Ek weet nie wie het gisterand, as toe JJ het gepreek gisterand, ek weet nie waaroor jy gepreek nie. Ek het vanoggend sy preek geluister. Ek het my bevestiging gekry waaroor ek moes preek, maar die Here lei my nou anders te. U sien, baie van die pastore, baie van die mense wat hier sit, die VIP's, hulle is nie gebroken van hart nie, maar baie van ons is stikkend. Baie van ons is so stikkend, dat ons loop so.
Ja, sê dit. Ons loop so. Ja. Ek wil net nie hierdie pastoor sien my raak nie, ek wil net nie hierdie ou sien my raak nie. Ons het so gewoond geraak om daai kruis om ons nekke te sit, dat ons al so loop, want ons is bang wat die mense gaan sê. Ons is bang om die waarheid te preek. Ons is bang wat die mense gaan dink van ons. Maar die oomblik wanneer ons die waarheid preek en die woord word soos 'n tweesnydende swaard gesny albei kante toe. Hier waar preek sny albei kante toe. Na u toe en my toe. Ek gaan verantwoording doen. Ja. Maar die oomblik wanneer ons dit doen, dan staan die mense op en hulle loop uit en die sien hulle nooit meer in die kerk nie. Dan die Here vir hulle wat hier so sit vanaand, want hulle kan nie uitbeweeg nie. Dis die reine waarheid. As dit nie jou way gaan nie, dan loop jy uit. Want weet jy hoekom? Die Here sê so mooi in sy woord. Julle het 'n hardnekkige volk geword. Die mens vandag wil luister na prosperity preaching. Woe, ek kan vir julle nou 'n mooi woord gee, gaan julle prosperity gee. Luister mooi. Prosperity, ek gaan vir julle nou mooi. Môre kan julle sê julle het 'n goeie preek geluister. 'n Goeie preek. Luister mooi. Ek gaan aanhaal uit die woord uit. Ek gaan aanhaal. Romeine 8 vers 31 sê die volgende. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Yes! Halleluja! En die skare juig. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Come on, man. Maak jou Bybel oop. By Romeine 8 vers 31, gaan kyk of ek die waarheid gepraat het. Ek het ons aan prosperity gepreach. Maak jou Bybel oop, Romeine 8 vers 31. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Kyk of ek reg is. My Bybel is toe. Ekskuus, dis oop. Waar ons sou gepreek het in Matteus. Here, ek loof en prys U naam. Is dit daar? Hierso. Wat sê? Pastoor Herman, wat sê daar? Wat sal ons van die? Romeine 8 vers 31. Sal ons dan al hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hey! Het jy nog gehoor? Wie het sy voete gestamp? Het jy dit? 31. Lees 32. Ja, 32 is nog groter. As hy daar is. Maar goed net so. Wat sê hy verder? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk? Ok, van wie praat hy daar? Van Jesus. Ja? Wie sal die skuldige inbring vir die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig. Hoor julle vanaand wat sê God? Hy is die een wat jou regverdig maak. Om in die koninkryk van God in te kan gaan. Om die ewige lewe te beerwe. Maar ons is so gewoond. Ekskuus, voordat ek hier rooi vat. Julle kan almal kan my hoor as ek raak. Praat jy mooi? Nee, hy hierdie op en af. U sien, die oomblik wanneer jy besef jy word geregverdig voor God, en jy besef daar is 'n lewendige God, want hierdie skare hier is 'n lewendige en almagtige God. Sy naam is Jesus Christus. Die oomblik wanneer jy dit besef, kan jy nie weer dieselfde wees nie. Amen. Amen. Jy kan nie weer dieselfde wees nie. Dit is onmoontlik. Maar Here, hoekom praat ek so swaar? Want dit is jou keuses wat jy maak. Yes. Dit is jou keuses wat jy maak. Kom hier, ons staan op en word gesond. As Jesus dan die sy disippels, volgens Matteus, 2 uitgestuur het, nee. Wat het hulle gedoen? Hulle het demone gaan uitdryf. Hulle het siekes gesond gemaak. As ek reg is baie pastoor hier om my nou reg hou. Dankie. So wat is fout met ons? Wat is fout met ons?
Ek kan julle sê, ons het laks geraak. Ons raai een, baie dankie pastoor. Ons het laks geraak. Ja. Te gemaklik geraak in die stoele. Yes. En die engele, as jy nie geweet het nie, hulle hou 'n boek van jou, wat ook vanaand hier so sit, kan jou nie reg help nie, want jy het 'n eie wil, 'n vrye keuse. Jy sien, God het sy seun opgeoffer om aan die kruis te sterf, is ek reg? Ons almal ken dit Paasnaweek in, Paasnaweek uit. Kom hier Sonso, staan op en word gesond. Sit die reverb my bietjie af asseblief. Dankie. Kom hier Sonso. Here, ek vra vergifnis dat ek so wederstrewig is. Ek is siek, maar ek is nie bereid om op te staan en gezond te word. Ek het al soveel maal u woord gelees aangaande die kruis. Soveel maal. Here, ek het gelees in Matteus 27, hoe waar hy kruisig. Die soldaat het gekom, 'n rooi kleed oor hom gegooi. Matteus, Markus, Lukas beskryf dit so mooi, elkeen op sy eie manier. Matteus sê 'n rooi kleed, Markus praat van 'n purper kleed. Hy was rooi, en net voor die kruisiging toe haal hulle dit af. Dit was 'n tentoonstelling van sy bloed. En dan lees ons verder, dan lees ons 'n gedeelte waar hulle sê hulle het met die sy gesteek. En daar het net water uitgekom. Die bloed. Water is lewe. Verlossing. Die Here sal my nou help om die ding af te sit. Jy sien, wanneer jy besig raak met God se werk en jy is besig om God se werk reg te doen, sal die vyand alles in sy vermoë doen om te keer dat die woord van God uit sal gaan. En ek staan vanaand op sy woord. Dat sy woord sê die volgende: ek het die krag en die mag. En sy woord sal vanaand uitgaan. Jy sien, jy het vanaand die krag en die mag in jou eie hande. Kom hier Zozo, staan op en word gesond. Jesus Christus het aan die kruis gesterwe. Maar ons vergeet, die doringkroon. Ja, hulle het hom gekroon as die koning van die Jode, is ek reg? Yes. Weet julle wat is die groot betekenis van hierdie doringkroon? Kan jy hom sien? Die Engels is nog baie mooi, want is dit vergroot. So daar Aaron so dood, vergroot alles. Jy sien, daai kroon, daai doringkroon, as Jesus hom nie op sy kop gehaat het nie. Hulle sê hy het hom 'n riet gegee in sy regterhand. En toe vat hulle die riet, en toe slap hulle hom op die kop met die riet. Toe gaan die dorings binne sy kop. Alright, ons staan vas vir die kroon. As hy nie die kroon gehad het op sy kop nie, kon die hele woord nie in vervulling gekom het nie. Kom ek sê vir so, jy gaan vra hoekom? Gaan lees in Genesis, die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, die oomblik toe hulle gesondig het, toe kom die oordeel en die straf kom uit en die skare juig en hulle sê amen. Toe sondig hulle, en die oordeel kom en God sê vir hulle so mooi sê, en die aarde sal dorings en dissel voortspring. Daarom moes my koning 'n doringkoring dra, om daai eerste sonde van die begin af weg te vat, sodat die hele woord in vervulling gekom het. Hey! Ek nie ek loop met my man. Prys die Here. Jy vang dit nie.
So Shannon, kan jy asseblief dalk daai kroon vir my afhaal, dat ek net vir die blindes kan wys asseblief. Asseblief. Hulle kan mooi sien. Ek wil nie aan dit raak nie. Dis joune. Doen net die steekie. Ek gaan weer terug in die toekoms toe. Kyk baie mooi. Luister mooi. Kan jy hom sien? Nee. 'n doringkroon. Die woord van God sê, hulle kroon hom die koning van die Jode. As hy nie die kroon gedra het nie, die doringkroon gedra het, die luister mooi. Hier kom die geheim. Kon die hele wet, die hele woord van God, nie in vervulling gekom het nie. Maar die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, toe hulle gesondig het, toe kom God en hy vervloek hulle. En nie net hulle nie, ek praat van man en vrou. Hy vervloek die aarde. Want hoekom die aarde was besmet met wat? Met bloed. Vang jy dit? Yes. Ons het te hoog, om op die laag kom. Die aarde was besmet met sonde. God kan nie na sonde kyk nie. Die oomblik toe Jesus sê, Eli sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Is die oomblik toe God weggekyk het na sy seun. Want hy kon nie na die sonde kyk nie, want hy het al die sonde gedra, van die begin af, van Genesis af. Tot nou toe. As gevolg van die mooi kroon, wat die Fariseërs so mooi gesê, en hier is die koning van die Jode. En hulle is die hele pot mis. Kom ek sê, ek vat nou baie mooi, is nou mooi vast uit. Hier op Pastoor Herman kan homself steek. As hy. Kom ek sê gou vir julle, ander ding. Hulle gee hom 'n riet. Vanmôre het Pastoor Herman gepraat iets oor 'n riet se krag. Kan jy onthou? Jy het nie geluister nie. Dankie man, geknapte riet, hy sal 'n geknapte riet breek nie se krag. Dankie. 'n Geknapte riet sal hy nie breek nie, sal gebuigde riet nie breek nie. Dankie. Ja. Julle praat nie saam met my. Ek praat oor engele. Ek manifesteer. Geknapte riet sal nie breek nie. Wat gee hulle vir Jesus op pad aan die kruis? 'n riet. Is ek reg? In sy linkerhand. In sy regterhand. Hoe in sy regterhand? Autoriteit, nee. Wel, die dag toe opgevaar het, waar het hy gesê gaan hy? Regterhand die krag van God. Hy gaan na waar toe? Aan die regterhand van God, die krag van God. Die krag van God, die regterkant van God. Die regterhand. Nou leer julle ietsie, nee. Het jy geweet as jy siek is jou linkerkant seer? Is jou linkervoet seer? Het jy dit geweet? Gaan kyk met jy Levitikus. Wat maak hulle met die melaatses? Die melaatses. Wat se oor? Regter oor. Regter groot oor. En dan gaan hulle oor links. En dan moet jy in die huis vir 7 dae, huis moet uitgesaal word en gewas word en wat. Gee hulle 'n bietjie lering. Kom hier, ons staan op en word gesond, man. Jy mag aan die krag. Hoekom moet die pastore so die hele tyd loop? Omdat hulle werk wil doen en die mense wil net prosperity preaching hê. Want hulle verstaan nie, Hosea 4:6 sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Levitikus 6:13 sê die volgende: die vuur op die altaar moet gedurig in die brand gehou word en dit mag nie doodgaan nie. Dit was vanmôre aangehaal. Maar hy het ons geluister. Of was ons bietjie moeg? Sê die woord nie beproef alle dinge, maar bou die goeie nie. Ek beproef in die gees. Want jy sien, ek wil die woord reg sny. So ek wag op die woord. Nou luister ek na die predik hierdie voor. Sodat ek, jy sien, is nie my pulpit nie. Ek staan nie agter hom en preek nie. Weet jy hoekom? Want hy sê my toegeken nie.
Dis die presiderende pastoor. Dan wat ek so wys. Wie sit in sy pulpit? Ek het 'n geleentheid om die woorde van Kumizozo staan op, word gesond. Want jy sien, baie keer het die mense my vertrap. Baie keer het die mense my en my vrou sleg gesê. En as jy man of vrou is, ek is nie alleen in die bediening nie, my vrou is saam met my in die bediening, hoor. As ek seer kry sy ook seer. As sy seer kry, dan kry ek ook seer. Want die vrouens is erger, want hulle skuil ons onder mekaar. Jy sien die vrugte van die Gees om ons af werk en afvoer. Hoogs heilig. Het jy dit geweet? Daai hoedens is so groot. Mans en die vrouens by passende klere. Hey, preach it, brother, preach it. Hoogs heilig, jy kan net met raak nie. Die man slaap onder die bed en die hand en die vrou boop die bedraai. Hoogs heilig, hulle kan nie mekaar raak nie. Maar oor is kinder. Suster het jy nou gesien, daai vrou se hoed. Maar het ek nie vanmôre geleer dat die vrou se maar jou hare. Ek het nou nie hare nie. My broer, ek voel jammer vir jou aan hierdie self. Dat is 'n hoofdbedekking. Maar ons kinder oor benullighede, dinge wat nie saak maak nie. Titus 3 vers 9 sê, om te stry aangaande die wet is nutteloos. Die mense stry oor die kruis. Hoe hulle die spykers geslaan het, hulle stry waar die spykers ingegaan het in sy handpalms en nog daar gegaan het. Wat maak dit saak? My God is gekruisig aan die kruis. Met alle respek gesê, die bloed het gevloei. Jesaja 53 daar geskrywe, as ek nou reg is. Hy was onherkenbaar. Nou vra ek 'n vraag. Ken julle God? Ken julle Jesus? Ken julle hom? Dan, nee, skare jy. Hulle ken hom, amen! Ek vra vir julle, ken julle Jesus? Ken julle Jesus? Ag, dan jy sê, maar wat doen jy? Dalk nie my broer. Ken julle Jesus? Almal sê ja. Die vraag wat jouself moet vra is, Kumizozo staan op en word gesond. Die vraag is, ken hy jou? Kom aan. Ken hy jou van die kruis af? Hy het gesterf vir my sondes. Kumizozo staan op en word gesond. Ken Jesus jou? Ken Jesus jou vanaand? Ja, Here my sê, voordat ek die moeder so skoot geformeer was, het hy my by die naam genoem. Jy sal verder op Bertus Laasberg wees. Ja, ag skyn. Ken hy jou? Al het hy jou naam vir jou gegee, maar jy is groot genoeg om 'n keuse te maak. Of ek gaan opstaan en gesond word en aanbeweeg vorentoe en in steede van so te loop, oor waar te sit, want die wêreld skuld jou niks. Jy skuld die kruis alles. Jy skuld die kruis alles. Want hy het van die begin af, het hy die sonde op hom geneem. Van die begin af, die doringkroon en die riet. Nou jy sien, wanneer jy hierdie besef, wat kom die kriep daar, 5,6. Ja, 5,6. Wat kan ons breek? So Herman volgens maar hy al gepreek. Die Here sê kort en kragtig. Kom hier so op. Kom hier staan op. Die wêreld skuld jou niks, jy skuld die wêreld alles. Jy skuld God alles. Jy skuld Jesus alles. Maar die kla met die wit brood onder die arm. Die kla met die wit brood onder die arm. Ons kla te veel. Stap hier met die kerk in. Die kerk is maar klein, jong.
Want as my God dit groot maak, maak hy baie groot en baie vinnig groot. Dit gaan nie oor die grootte nie. Dit gaan nie oor die wysheid en die kennis nie. Dit gaan oor dat ek vanaand probeer oordra is. Ken God jou en is jy bereid? Groei Zozo, staan op en word gesond. Is jy bereid om op te staan en te sê, Here, Jesus, ek is by, jy het gekry ons môre, ek het julle gewatch. Jy het gekry hierso. Maar vanaand moes ek julle handwakker om op te staan. En te vat. Wat eintlik jou nou is, die vyand het net kom steel weer. Want jy het nie geweet jy moet opstaan en dit self genaam. Jy sien broers en susters, ons altyd verwag. Kyk, dit is baie lekker. Ons Herman is baie lekker, ons weet al, ons is ook by ek sal nou nie sê vir jou as ek nie die dan nie, want jy ouers is baie ver. Ek lyk my so, ek is so die hoor. Dit is baie lekker om voor skares te preek. Voor honderde mense, duisende mense. Weet julle wanneer word jy regtig waar getoets? As prediker? Wanneer jy voor 'n handjievol mense predik. En jy vertrou word met min. En dan is die meeste van hulle nog predikers ook. Ja. As die meeste van hulle nog predikers ook, en dan dokter. Nee. Ja, Here. Amen. So hy amen val daarso. Jy sien, jy gaan op my sê ja man, met 'n ligsinnige gees van hom. Jy sien, ek sien besig met 'n ligsinnige besigheid nie. Jy sien, hulle was in die gees om oor te beweeg hierdie kant toe. God het 'n plan met alles. Jy sien, wanneer ek begin manifesteer en praat met engele en praat met mense asof hulle hier is, wat nie hier is nie. Miskien dalk môre is hierdie plek vol man. Dan gaan jy besoek vir 'n sitplek om te sit. Hebreërs 11. Want miskien is hier 'n John en hier's 'n Ricky en 'n Richard en 'n weet nie. Miskien val hulle uit, jy weet ek weet nie wie Ricky of Richard of wat ook al is nie. 'n Dawie. Ja, of sit nie. Ek wou uit van die Here. Nee. Jy sien, wanneer jy begin manifesteer en die woord 'n werklikheid maak in jou lewe, dit is wanneer jy gesond word. Amen. Dit is wanneer jy dan weer my broer en jy raak met nou plek gegee. Volgende wat jy gesê het aan en jou gegooi. Wanneer die woord 'n werklikheid raak, dan begin dinge regloop in jou lewe. Amen. Maar daai vuur wat op die altaar is, mag nie uitgaan volgens Levitikus nie, want die vyand gaan alles probeer in sy vermoë om daai vlammetjie dood te maak. En dit is waar die mens inkom. Die vrugte van die Gees. Afguns, jaloesie, Yes. trek uit, vir die woord. Ons leer ons kinders mos in die sonnaskool, ek was nou nie. Ons leer hulle mos. Dis wat in die kerkie hier vandag. Afguns, jaloesie, twis en haat. Waarom pastoor Herman ken meer as wat ek weet? Here, hoe gaan ek maand preek? Voor 'n skare hengende. Jy sien, afguns. As 'n ander sê, nee, maar kan nie sê nie. Ja, jealousy makes you lost. Jy ken daai ene, né? Ek kan hom nie sê nie. Maar ek kolle spy. Jealousy, jaloesie. Makes you ugly, man. Maak jou lelik. Jaloesie maak jou lelik. Weet julle wat is die ergste? Geestelike jaloesie is 100 maal erger. Amen. Want dan begin die vyand operate. Tweedrag in 'n kerk. Twis tussen broers. Want hulle het nie werklik waar by die kruis uitgekom nie. Hulle het
besef, vandag eendag het God 'n plan gehad. En daai plan, sit ons dink daaraan, die asynwyn, die asynwater, wat hom gegee het om die spons te drink. Wat se betekenis is dit? Hoe ek verduidelik julle gou. In die ou tyd het hulle daai water met die asyn gegee om dit te verdoof, sodat jy nie die pyn hoef te voel nie. In die tyd van Getsemane het Jesus gaan bid saam met sy disippels toe raak hulle aan die slaap. En toe vra hy God, kan hierdie beker maar nie verby my gaan nie asseblief. Want dit was te groot gewees. Het jy geweet 2 maal het hy water geweier aan die kruis. Want die oomblik as hy daai water gedrink het, het hy die beker geneem en die kruis kon nie sy werk gedoen het nie. Sal die sê Jesus se voete weer. Vang u dit? Ja. Absoluut. My Jesus het aan die kruis gesterf sonder enige verdowing. Hy het gaan luister na God, sy Vader, wat weggedraai het van hom af. Hy het die hele wêreld se aarde, die grond wat vol sonde was, het hy van dag 1 af weggevat, sy skouers geneem. Jy is 2000 jaar later gebore, wetenskaplikes sê 6000 jaar later, teoloë sê 6600 en ek weet nie wat se jare later nie. Maar al wat ek weet, ons is in die laaste uur, ons is die laaste minuut, het Jesus op hom geneem, vir jou en vir my. En ons het laks geraak. En ons sit in die banke, en ons luister. Ons is te lui om ons Bybels op te maak as die predikers preek. Want ons glo alles wat hulle preek, want hulle is ons gesalfdes. Waarom bring jy dan jou woord saam as jy nie 'n woord opmaak nie? Wie by die huis gaan bestudeer? Ons het laks geraak aan hierdie klein netjies. Nog beter, ons vang die foon, of die tablet. Come on. Hey man, hulle het 377 teksverse uit die woord uitgehaal. Kyk gou in jou Bybel, Matteus 18 vers 11, kyk of jy hom gegooi het. Kom ons kyk, ek haas op laat doen, ek probeer 'n bietjie reg te bring, maar kan preek soos die ander mense. Kyk gou Matteus 18 vers 11. Hy sê, en die seun van die mens het gekom red vir die wat verlore is. Dis wat hy sê. Is hy daar? Ja, maar ek skree, ek het nie 'n mic, is hy daar? Ja. Kyk, as die Bybel sap. Is hy daar? Ja. Matteus 18 vers 11. Is hy daar? Hoor. Ja. Is jy daar? Right, Matteus 18 vers 11. As hy ons amper daar. Sien jy dat jy Bybel op? Het hom nie. Bring hom nie so my seun. Bring hom nie. Vir hom en jy jou vol huis aangaan. Dis 18 vers 11. Jy moet baie mooi kyk. Ek kan nie sien, daar's nie, ek sien nie, dis al 11 daarso. Ja, so is. Mooi kyk, hy spring van 10 na 12 toe. Wat vers 11? Vers 11 is uitgelos. Is uitgelos. Want ons lees net, ons kyk nie na die syfers nie. 10. Nuwe lewende vertaling, vals. Ja. Maar ons is so vinnig, wat jy my seun. Jy sien, ek het 'n collection van Bybels. Hy wil net 'n Bybel gehad het en dankie my seun, jy was vanaand hier met die Bybel en die mense kan leer, Ja, hè? ja. Wat was die regte Bybel? Jy was gehoorsaam gewees, my kind. Baie dankie my seun. Jy sien, ons is so gewoon om te luister wat die prediker sê, maar ons lees nie die woord van God nie. Dis waar. Dit is die belangrikste teksvers in die woord van God en hulle het hom uitgehaal. Dit beteken hulle het die kruis uitgehaal uit die woord van God uit. Ja. Want die oomblik toe hy aan die kruis gesterf het en hy kom red die wat verlore is, die wat aan hom behoort. Het hy vir jou en my gevat, kom hier, soos ons staan op en word gesond. Yes.
Ek wil klaarmaak. Toe my pa granatomie gehad het, breinoperasie, hy het bloed op die brein gehad. Oh ja, baie way. As jy onvergewensgesindheid het, nee, gaan jy nie jammer haal nie. As jy kwaad is vir mekaar, jy weet regmaak voor vanaand. Anders gaan jy die ewigheid in, keer op plek toe. Jy weet regmaak. Die Here sê jy weet regmaak. I'm sorry, ek kon spyt. As jy kwaad is vir mekaar, jy weet regmaak. As jy man en vrou kwaad vir mekaar, jy weet regmaak vanaand. Dis laaste minuut. Jy sien. Jesus, hallelujah. My pa trek in by ons. Met 'n granatomie operasie, breinoperasie, groot operasie. Van hierdie kant af, regsdeur, linkerkant. Ek dan, linkerkant. Ek vra Here, hoekom nie aan die regterkant nie? Aan die linkerkant. Bid en ek vas en ek vra die Here, hoekom met my pa gebeur? En ek stry met die Here, hoekom het dit met my pa gebeur? Dis 75 jaar dat hy werk nog nie sterk. Hoekom het dit met my pa gebeur? U sien, 'n paar maande terug, November maand, kry ek 'n oproep van my pa. Ek moet na sy werk toe gaan. Jakobus 5:16 sê so mooi, sê bely mekaar julle misdade sodat julle kan gesond word. Baie van die dynamics en maak seker of ek reg gekwoteer het in die woord van God. Jy het julle Bybel by julle, Jakobus 5:16. Kyk daar. Bely mekaar julle misdade sodat julle gesond kan word. Ek is al pad van my pa toe. Ek maak klaar. My pa bely by my. Hy sê my kind, ek wil vandag vir iets vir jou sê. Ek elke maand meer as R6,000 gespeel op die loto. Ek deel dit vandag met u, sodat u verstaan wat is Kumizozo. S-O-Z-O. Kumizozo. Sê pa, baie dankie. Hy nooit, hy sal nie weer speel in sy lewe nie. Jy sien daar is 'n verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte. Belofte kan jy breek, 'n gelofte kan jy nie breek nie. Jy gaan rekenskap gehys word van albei. Die verskil is jy kan een nie breek nie. Wat gebeur? My pa gaan speel weer lotto. 2 weke nadat hy lotto gespeel het, val hy. 2 weke later in die hospitaal. Breinoperasie. Ek stry met die Here en ek beklei met die Here met die groot operasie. Die dag toe ek hom gaan haal met sy kar by die hospitaal en ek vat hom huis toe, kyk ek en my oog vang iets in die deur. En toe ek die skip nie uithaal, toe sien ek is 'n lotto kaartjie. En ek kyk na die datum en ek sien dit is nadat my pa met my gepraat het. En die Here sê vir my, dis waarom ek jou pa 'n les leer, sodat hy nie kan speel nie. Gaan skryf hierdie woorde op. Kumizozo. Gaan skryf dit. Hier is my dogter, my oudste ene. Julle kan haar vra. In 'n kamer. Skryf ek groot met 'n swart oukie pen. Kumizozo. En my pa by die eerste 2 weke by ons alleen. Hey, my ma. Sy kom toe ook oor om saam te bly. En sy sê die woorde soos sy sê, wat staan die Kumizozo? Sy was dan 'n zozo, wat ek sê nee ma. Ma moet versigtig wees om haar se kop heen. Pa's besig om gesond te word. So guess what? Ma's next, you next. Sy slaap elke aand onder my woorde. En hoor my woorde vanaand. Die Here werk by elke aand. Amen. Die Here werk met elke aand. Want my ma kan baie klaar. Dis baie lief van my. My ma kan klaar. Maar as sy opstaan, as ek byloop by die kamer, dan sê ek, Kumizozo. Verstaan nie
wat ek probeer oordra vanaand. My pa is op die herstelpad. Hy het sy eetes terug. Amen. My dogter sê vandag vir my, hulle het nou vanoggend na hom gekyk. Sy sê, gewoonlik waar hy tussen 12 en 2 eet. Hy was al 10 uur al honger geweest, toe moes hulle jaag vir paais, sodat hy kan eet. Hy eet nou, hy is 'n diabetes, hy eet 2 bokse druiwe 'n dag. Ek kan nie voortbly om druiwe te koop nie. Here, hoekom moet ek druiwe koop? Here, hoekom moet ek druiwe koop as ek vanmôre nagmaal gebruik het? Baie dankie vir die amens. Die suiker het verby. Verstaan julle? Ek kla, hoekom moet ek druiwe koop? Plaas sien ek raak, my pa is besig om nagmaal te gebruik, want jy drink druiwe sap. Kom on. Here, hoekom moet my pa paais eet? Hoekom moet hy paais eet? Here, 'n peppersteak paai. Ek is so moeg om 'n peppersteak paai te koop en te ryk ook. My kind wat hy gebruik nagmaal, dit is deeg, dit is brood, en brood is lewe. Want die sien my pa kan nie by die kerk uitkom nie. Hey, logic. Ek van nie bang om te snap. Verstaan nie? Ek huil ek my pa by die kerk uitkry. My pa bring die kerk na hom toe. Die druiwe en 'n peppersteak paai met deeg. Elke liewe dag, elke middag en elke aand. 2 maal 'n dag gebruik my pa nagmaal sonder dat ek agterkom. Hæ? Kom hier zo, 2 woorde. Staan op en word gezond. Ek is nou klaar. Kom hier zo. Staan op en word gezond. Partykeer gebruik ek God. Dis nou aksie maniere. En jy as mens besef te dink later eintlik wat gebeur. Want ons wil altyd in beheer wees. Jy kan alleen in beheer wees van jou eie lewe as jy die woord 'n werklikheid in jou lewe maak. En wanneer die woord 'n werklikheid in jou lewe is, luister mooi. Luister mooi. Dan vind daar een woordjie plaas. Metamorfose. Het julle gehoor, ek het ook groot woorde preek, né? Metamorfose. Dit beteken 'n gedaanteverandering van 'n wurmpie na mot. Ek is 'n vlinder man. Ek is nie 'n mot nie, ek is 'n vlinder. Ek verander van gedaante, ek is 'n mooi vlinder, ek is 'n groot vet vlinder. Met 'n groot baardjie. Dan verander daar iets in jou lewe. Metamorfose. Jy verander. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Kan nie vir my asseblief saggies op die orgel speel. Ek gaan nou klaar maak. Ek wil hê jy moet verstaan. Kom hier sorg. U kan nie besluit maak. Ek gaan nie uitdaging maak. Jy weet binne in jou hart of jy reg is of verkeerd is. Jy weet in jou hart. Okay, wie van julle wil 'n nuwe kar hê? Ha? Okay, maar wie wil 'n kar hê? Wie wil 'n nuwe kar hê? Wie almal, nee. Okay, wanneer was dit jy, nee? Asseblief. Dan net voor staan nie vir asseblief. Dat jy net nie wat jy sê nie. Wanneer laas? Het jy 'n manifestasie gemaak? In 'n kar gesit? Here, my Ford Ranger, my Raptor, double cab, ek hoef nie meer plaas te trap nie met my enkele seer. Hy's outomaties. Hy's wit van kleur. Sy dash en spieëls is blou. Dankie Here vir hierdie mooi kar. Here, ek maak die deur nou mooi oop en ek klim in en ek gaan sit en ek start hom. Vroom vroom.
maak jy my nuwe vordering. Dankie Here. Loof en ek prys U naam, Here. Wanneer laas het jy daai manifestasie gemaak? Wanneer jy in aksie kom, kom daar 'n reaksie. Wanneer God jou begeerte in jou hart raak sien, dan gaan hy vir jou gee. Want hy sê alles wat jy op jou harte bind, bind jy in die hemel, en alles wat jy in die hemel losmaak, maak jy los op die aarde. So wanneer jy 'n manifestasie maak, maak jy dinge los in die hemel. Wie wil hy sê? Skryf die Here wat hy sê wil hê. Skryf die Here jou huis. Wat jou probleme by die werk gee. Is daar iemand? Probleme by die werk het. Baie maklik man. Pak sy tassies. Ja, pak sy tassies. Here kom. Hy gee my probleme, Here. Hy het my regverdige gemaak. Nie vanaf my gesê is regverdige. Here, hy doen my onderreg aan, sy doen my onderreg aan. Here, ek pak sy tassies vandaan. Stuur op verder, maar geef hom beter asseblief, Here. Stuur hom vrede. Manifestasie. Kom hier so. Kom hier so. Staan op en word gezond. Hy ligte sal nooit in sy lewe aangegaan het nie. As pastoor Herman het nou gaan aansit. Hy moes opstaan, en die skakelaar aangesit het, toe was daar krag, en met die krag, gaan die, dankie, gaan die opstaan, en hy kom in beweging, kom daar krag, en wanneer daar krag kom, dis wanneer die salwing ervaar, dis wanneer die gezond word, dis wanneer die verlos word, dit is wanneer genesing totaal plaasvind. En jy kan vir God vra net wat jy wil. Jy sal kry. Die krag en die mag lê in jou hart vanavond. Jy kan besluit. Maar moenie dat ek jou vang. In 'n kerk, jy maak nie jou Bybel oop nie. Hy sê so mooi in Johannes, die duivel lê loer voor die deur. En hy kyk wie kan hy verskeer. My pa sê vir my, sê vir eendag, my kind, elkeen is vir homself, die duivel is vir die laaste een. En is die waarheid. Maar wanneer jy my sit, en jy ander weer vorentoe, gaan hy jou vang. Gaan hy jou vang. So, besluit is easy. Gaan nie opstaan, gaan nie dit vat, of gaan nie dit nie vat. Baie van ons het 'n groot verwagting. Baie van ons is so bekommerd oor die toekoms. Ek is nie bekommerd oor die toekoms nie. My God nog elke dag voorsien. Elke dag. Wil jy nie die besluit maak? Net al waar jy sit, man. Jy maak die besluit met jouself. Here, ek gaan vanaand 'n manifestasie maak. Ek gaan 'n beweging maak. Ek gee die eerste tree. Gee die res. Want daai kroon het alles weggevat. Daai riet het vir my gewys. Ek het 'n kans om hemel te maak. Daai asynwater het vir my gewys. U was bereid om aan daai kruis te hang. Kom hier so. Hy het gesê, ek sluit af met hierdie woorde. Ek sal vir my kinders sterwe. Ek sal op die kruis gaan staan. Ek sal gekruisig word vir my kinders. Sodat hulle die ewige lewe kan kry. Deur die enigste dier, naamlik my naam, Jesus Christus. Jesus Christus het
besluit maak. En mag julle die regte besluit maak. Luister baie mooi. Wanneer ek preek, is daar altyd iets verskuil agter dit. En die Here sal dit geopenbaar maak aan julle. Onthou wat ek gesê het. Vergewe mekaar. Onvergewensgesindheid gaan nie in die hemel kry nie. Mag die Here julle seën. Onthou, kom hier so. Staan op en word gesond. Baie dankie vir die Sing net vir ons asseblief. Prys die Here. Elkeen moet baie mooi hoor wat ek nou gaan sê. Terwyl hierdie hele diens aan die gang is, het daar 'n shift in die atmosfeer plaasgevind. Maar mooi. Ek wil iets wat die Gees van hier op my hart lê vir julle verduidelik. Pastor Verdi sê dat God het sy aangesig weggedraai, kon nie aanskou wat op die kruis gaan. Die Bybel sê die natuur het stil geword, die voëls het hulle lied verloor, die son het sy aangesig verberg, die skepping kon nie dit aanskou wat aan die kruis hang nie. En daar waar hy sê en God het sy aangesig weggedraai, Bybel sê by ontdek en die mens, die body, die lam van Judas staan roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Was dit die twee gode wat met mekaar praat het?